Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser en Saligmaker op hierdie Maandag, die 27ste April 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Jy weet, ek het 'n ding wat ek daagliks doen. Elke môre wanneer ek wakker word, dan sê ek dankie vir die Vader vir die dag. Dankie dat ek nog gesond is. En dan trek ek vir my 5 prentjies af, 5 verse, wat ek dan op my WhatsApp status sit, saam met 'n liedjie, 'n geestelike liedjie. En dan vat ek daai 5 verse en ek maak 'n video daarvan met 'n liedjie, wat ek dan so op Facebook plaas as 'n reel. En laasnag, toe doen ek dit sommer al reeds vir vandag. En dit kom toe nou daarop neer dat ek die eerste ene trek en dit is toe nou met die Bybel te doen. En so vat ek nou die wat daarop volg, want hy verwys nou na dieselfde tipe boodskappe. En so trek ek 5 prentjies af wat oor die Bybel gaan, wat vir ons inligting gee oor die Bybel, in Engels natuurlik. En sonder dat ek het besef, vanoggend, toe ek kom sit by my tafel en ek vra die Here om vir my die woord te gee. Die woord vir die dag, die woord wat sal gaan waar dit moet gaan, wat sal raak waar dit moet, waar dit 'n verandering sal bring in iemand se hart, al is dit net in een persoon. Toe kry ek die vers van Spreuke 13 vers 13, wie die woord verag, moet dit ontgelde, maar hy wat die gebod vrees, ontvang vergelding. En hierdie, wie die woord verag, die woord is geskryf met 'n hoofletter W. En ek soek al die skrifgedeeltes wat die woord met 'n hoofletter W bevat. En daar's 10 gedeeltes. En die eerste ene is Psalm 33 vers 6. Nou Psalm 33 is 'n wonderlike Psalm, en as jy 34 lees, dan sien jy ook die Here beskerm die gelowige. Psalm 34, maar Psalm 33 vers 4 tot 6 sê, want die woord van die Here is reg en al sy werk is met trou. Hy het geregtigheid en reg lief. Die aarde is vol van die goedertierenheid van die Here. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele leer. Luister mooi, hierdie is 'n bevestiging dat die woord van God die Vader, dit wat hy gespreek het, dit is Christus. Die woord is Christus. Dit is wat Johannes 1 vers 1 vir ons sê. Want van die begin af was wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. 1 Johannes 1 vers 1. Terwyl Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Johannes 1 vers 14 sê, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die begin van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. 1 Johannes 5 vers 7, want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hierdie 3 is 1. Galasiërs 6 vers 6 sê, maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang, meedeel van al die goeie dinge aan hom wat onderwys gee. Luister mooi, maar laat hom wat in die woord, deur Jesus, ons wat onderwysing kry deur Christus, die onderwysing ontvang, meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee. Lukas 1 vers 2, soos hulle wat van die begin af oorgetuig is en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het. Jeremia 5 vers 13 en die profete, ek wil 'n hele gedeelte lees hier in Jeremia.
Jeremia 5 vers 12, hulle het die Here verloon en gesê, dit is nie hy nie, en geen onheil sal oor ons kom nie, ons sal geen swaard of hongersnood sien nie, en die profete sal wind word, ja, die woord is nie by hulle nie. Mag dit so met hulle gaan. Daarom so sê die Here, die God van die leerskare, omdat julle hierdie woord spreek, kyk, ek maak my woorde in jou mond 'n vuur, en hierdie volk hout, en dit sal hulle verteer. Jy sien, die woord van God is so kragtig, so sterk. Spreuke 16 vers 20, wie ag gee op die woord, sal die goeie vind, en hy wat op die Here vertrou, is gelukkig. Maar jy sien, daar is 'n tendens wat plaasvind in ons tyd vandag. Mense vertrou nie die Heilige Gees nie. Luister mooi wat ek sê vandag. Ons is veronderstel om ons Bybel te neem, om dit te lees, en te luister wat die Heilige Gees ons leer, terwyl ons lees. Maar jy sien, die mens soek die maklike pad, en hulle gaan kyk video's. Verskillende video's. Video's waar daar gespreek word oor die woord, en natuurlik word daar konteks uit die woord uitgehaal, en dit word verkrag. Dit word verdraai, want dit is mense, en ek sê dit met liefde, nie met oordeel nie, want die woord waarsku ons. In Judas 1 vers 19, dit is hulle wat skering maak, sinnelike mense, wat die Gees, Heilige Gees, nie het nie. Luister baie mooi. Hierdie mense is besig om video's te maak en skrif te maak, vat, en hulle is besig om dit te verdraai, en die mense val daarvoor. Hulle vat skrif en hulle maak dit asof dit iets onrein is. Hulle vat gedeeltes uit die Bybel uit en hulle mislei mense. Hulle besoedel die woord. Hulle maak skering tussen die gelowiges. En dit is vir hulle maklik, want die mense lees nie die Bybel sodat die Heilige Gees hulle kan lei nie. Hulle kyk video's en dan gaan hulle na die Bybel toe. Met ander woorde, hulle laat mense hulle lei. Jy moet jou Bybel vat en dit self lees, sodat die Heilige Gees jou kan lei, sodat die Heilige Gees jou kan leer, sodat die Heilige Gees kan sterker word in jou. Video's kyk, luister mooi wat ek sê vandag. Dit voel reg, dit lyk reg, dit klink reg. Dit laat jy dalk goed voel. Dit laat jy dalk dinge ontdek wat jy dink, wow, amazing. En dit is presies wat hulle doen. Hulle speel met die mens se gevoelens. Hulle speel met die mens deur hulle te besoedel en vir hulle wow aksies te gee. Moenie dit toelaat nie. Lees self die woord van God. Want jy sien, die misleiding in vandag se dae is baie groot en is baie maklik. Want is breinspoeling. Hulle maak die woord van God eintlik verkeerd in baie mense deesdae. En daarom is daar baie mense wat ook sê, ons nie nodig om die Bybel te lees nie. Maar ek kan jou waarborg, wanneer jy die Bybel lees, begin jy te groei in die Here. Nie deur die besoedeling te luister van ander mense wat dit verdraai om te wil hê jy moet glo wat hulle glo nie. Nee, laat die Gees jou lei. Lees self, laat hy jou leer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie nuwe week. Here, ons vra dat U ons die leiding sal gee, dat U ons sal bekragtig, dat U ons sal versterk, Here. Vader, gee ons die dryfkrag, dat ons self ons Bybels lees, sodat die Heilige Gees ons die leiding en die lering kan gee, en nie die van mense nie. Vader, want ons weet, die tyd waarin ons lewe, word die woord baie besoedel. Daar word bygevoeg, weggeneem, en dit is, Vader, daar is iets groots besig om te gebeur, en ons sien hoe die mense afvallig word, ons sien hoe mense twyfel in die woord en in die krag, as gevolg van hierdie dinge. Vader, gee hulle die leiding, gee hulle die insig, maak hulle oë en ore oop vir die Gees, Here, in Jesus naam. Amen. Onthou, lees self jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.